Hierdie eerste skyfie gaan alles oor hoe om 'n maaiblok te skep. Basies is dit soos om jou eie herbruikbare opdrag vir die robot te bou. Jy kry die kans om die blok 'n naam te gee, te besluit watter insette dit nodig het en dit dan as jou eie mini-instrument te stoor. Dit is soos om die robot 'n nuwe woord te leer wat hy verstaan, sodat jy nie dieselfde kode oor en oor hoef te herhaal nie. Eerstens kies jy 'n naam vir jou blok. Dan stel jy insetborrels en teksetikette in, net soos die gereedgemaakte blokke wat saam met jou spykstel kom. Laastens plaas jy daar die rooi borrels op die regte plekke om die definisie te voltooi. Kom ons gaan na die volgende skyfie. Op hierdie skyfie sien ons hoe die degrees, grade, maaiblok werk. In wese vertel hierdie blok vir die robot hoeveel grade hy moet draai wanneer hy 'n beweging maak. Byvoorbeeld, 'n volle sirkel is 360 grade, 'n halwe sirkel is 180 grade en 'n reghoekige hoek is 'n 90 grade draai. Wat ons hier sien is dat die blok die robot se bewegingsspoed laer stel, soos op 20%, om daardie draaie akkuraat en skerp te maak. Na die draai keer dit terug na die normale 30% spoed om die lyn te volg. Op hierdie manier beweeg die robot glad en skiet hy nie verby nie. Kom ons beweeg aan na die volgende skyfie. Hierdie skyfie handel oor 'n berekening wat jy binne die lynvolger maaibloks moet doen, wanneer jy afstand gebruik. Ons het 'n relative position, relatiewe posisieblok, wat dophou hoeveel grade jou motor gedraai het. Wanneer jou robot vorentoe beweeg, gaan daardie nommer op, en wanneer hy agteruit ry, neem dit af. As die motor 'n volle 360 grade rotasie doen, is dit 1 volle draai van die wiel. Om daardie rotasies om te skakel na werklike sentimeters wat afgelê is, deel ons die posisie deur 360 en vermenigvuldig met 17.5, wat die sentimeter afstand van 1 volle rotasie vir hierdie standaard Lego wiele is. Dit is hoe ons motordraaie in werklike wêreldbeweging omskep. Kom ons gaan voort na die volgende skyfie. Hierdie skyfie gaan oor die blokke binne die herhalingslys van 'n proporsionele lynvolger. Die hoofidee hier is dat jy 'n target, teiken, gereflekteerde ligpersentasie het, wat die middelpunt is tussen die swartmyn en die wit oppervlak. Die robot kyk voortdurend hoe ver hy van daardie teiken af is, sodat hy weet of hy links of regs moet stuur. Ons vermenigvuldig daardie fout met 'n KP-waarde, wat die stuursensitiwiteit is. Positiewe getalle sal hom skerper na die regterkant van die lyn laat stuur, en negatiewe getalle sal dit omdraai om die linkerkant te volg. Dit pas sy stuur glad aan gebaseer op hoe ver hy van die lyn af is. Kom ons skuif aan na die volgende skyfie. Hierdie is 'n opsionele stapel wat jy kan skep om jou lynvolger regtig fyn in te stel. Dit neem 1000 lesings van beide die linker en die regter kleursensors af, terwyl die linker sensor op die swart lyn is en die regter sensor op die wit agtergrond is, en bereken dan die gemiddeld van daardie lesings. Dit help jou om die basislyn uit te werk van hoe swart en wit lyk in jou huidige beligtingstoestande. In hierdie voorbeeld het hulle 'n gemiddeld van 20% gekry vir die swart lyn en 100% vir wit. In verskillende beligtingstoestande lees die swart lyn miskien op 10% of wit lees op 95%. Hierdie is 'n kalibrasiestap om seker te maak jou robot weet presies hoe swart en wit in jou omgewing lyk. Kom ons beweeg aan na die volgende skyfie. Hier het ons 'n lynvolger maaiblok wat die lyn vir 'n spesifieke afstand volg. Omdat mense in sentimeters dink, maar die robot se motors afstand in grade dophou, gebruik ons operatorblokke om jou versoekte sentimeters terug te skakel na motorgrade. In plaas van om vir die robot te sê om x motorgrade te gaan, kan jy vir hom sê om x sentimeters te gaan, wat baie meer intuïtief is. Jy moet ook die korrekte poort vir die kleursensor kies. As jy dit nie doen nie, sal hierdie blok nie werk nie. Maak altyd dubbel seker dat jou kleursensor ingeprop is by die poort wat in jou kode gespesifiseer is. Laastens moet die teikenreflekseerwaarde in die bottel aan die bokant van die maaiblok ooreenstem met die waardes wat jy vir wit en wit aan die begin van jou sessie gemeet het. As jy swart op 20% en wit op 100% gemeet het, wil jy 'n teiken ewers tussen daardie waardes kies, soos 60%. Kom ons skuif aan na die volgende skyfie. Behalwe om die kleursensor te gebruik om die lyn te volg, kan jy dit ook gebruik om vooraf gedefinieerde kleure as 'n sein om te stop te herken. Elke kleur wat die Lego Spike sensor kan herken, is permanent aan 'n spesifieke nommer gekoppel.
Eerder as om al daardie nommers uit jou kop uit te probeer onthou, kan jy 'n lys kleurname skep en dit direk in jou veranderlikes-oortjie as 'n soektabel invoer. Op daardie manier, as jou robot op groen moet stop, verwys jy net na green in die lys en die stelsel weet outomaties met watter numeriese kode dit ooreenstem. Dit spaar baie tyd en memorisering. Kom ons beweeg aan na die volgende skyfie. Nou beweeg ons aan na die lynvolger wat op 'n kleur stop. Omdat ons daar die lyskleure opgestel het, kan ons dit direk aan hierdie skyfie koppel. In wese is die MyBlock wat jy hier sien, ontwerp om die robot 'n lyn te laat volg totdat hy 'n spesifieke kleur opspoor. As ons benoemde kleurlys het, tik ons net green of red in die rooi insetbordel in en die robot sal presies weet wanneer om te stop. Jy hoef glad nie enige numeriese kodes te onthou nie. Kom ons beweeg aan na die volgende skyfie. Die maklikste ding om te doen is om 'n lynvolger te maak wat 'n lyn vir 'n sekere tydsduur volg. Al wat jy hoef te doen is om die tydhouer, oftewel timer, terug te stel, wat nog 'n sensor binne in die Spike Hub is. Ons voeg dan 'n eenvoudige groter as operatorblok by, en wanneer die tydhouer die tyd wat jy gekies het oorskry, sal die lys verlaat word en die robot sal stop. Die probleem met tyd is dat, afhangende van hoeveel die robot heen en weer draai, hoe vol die battery gelaai is, of klein verskille in wrywing, dit dalk nie elke keer presies dieselfde afstand sal aflê nie. Dit is 'n eenvoudige oplossing wat goed werk vir rofwerk afstandmeet, maar as jy absolute akkuraatheid nodig het, moet jy dit kombineer met 'n kleursensor of motorafstandmetodes. Kom ons skuif nou aan na die volgende skyfie. Hierdie skyfie wys hoe om al die verskillende lynvolgers wat jy geskep het te toets. Dit is daarop gefokus om 'n eenvoudige program te laat loop om te vergelyk hoe jou lynvolger onder verskillende toestande vaar, sodat jy verskillende spoed en verskillende kPa-waardes sy aan sy kan toets om te sien wat die beste werk. Goed, aan na die volgende skyfie. Hierdie lynvolger wat die gyrosensor gebruik is moeiliker, want jy moet 'n lyn volg terwyl jy die geerhoek binne in jou robot dophou. As 'n baan kronkel, kan ons spesifieke geerhoeke as rigtingpunte, waypoints, gebruik. Jy breek in wese die hele lynvolgingstaak op in rigtingveranderingssegmente. Elke keer as die robot 'n sekere hoekverandering voltooi, stel jy die gyrosensor terug en hanteer die volgende segment as 'n vars begin. Dit gee jou meer beheer en beteken jy maak nie net staat op tyd of 'n enkele lang lynvolgloopie nie. In die MyBlock kode kan jy sien dat ons nie bloot net die lyn volg tot by ons gekose geerhoek en dan stop nie. Ons stop vroeër deur 15 grade by ons gekose geerhoek by te stel wanneer ons 'n pad na links volg. Ons gebruik dan die handmatige draaiblok wat aan die begin van die aanbieding genoem is om die beweging te voltooi. Dit is soos om 'n rekenaar te gebruik om 'n ruimtekapsel outomaties naby 'n koppelpoort te kry en dan oor te neem met handbeheer vir die laaste paar meter se presisie. Verder is daar 'n nettelige grens waar die Spike se geerhoek omrou van positief 179 grade na negatief 180 grade. As jy net 'n eenvoudige groter as of kleiner as voorwaarde gebruik om die robot te stop, kry jy foute by daardie omslagpunt. Deur die lynvolger vroeër te stop en af te rond met 'n handmatige draai MyBlock, maak jy seker dat jy voorsiening maak vir verbyskiet en vermy jy daardie omslagfoute heeltemal. Kom ons skuif aan na die laaste skyfie. By die vorige skyfie en hierdie skyfie het MyBlocks met amper presies dieselfde inligting op. Jy het in wese 2 aparte MyBlocks geskep, omdat die logika verskil afhangende van watter kant toe jy draai. Wanneer jy regs draai, word die geerhoekwaardes groter en wanneer jy links draai, krimp die geerwaardes. Jy het 'n effens verskillende wiskundige benadering nodig om elke situasie netjies te hanteer. Dis hoekom jy 'n toegewyde blok met 'n groter as operator vir regsdraaie het en 'n aparte blok met 'n kleiner as operator vir linksdraaie het. Dit is 'n slim manier om dinge georganiseer te hou en te vermy om een groot ingewikkelde blok te maak wat albei rigtings gelyktydig probeer hanteer.